Tydens 'n tyd van ernstige swaar kry, kan jy amper daarop staatmaak dat iemand vir jou gaan sê, onthou, God sal nooit oor jou pad bring as wat jy kan hanteer nie. En dan word 1 Korintiërs 10 vers 13 gewoonlik aangehaal, geen versoeking wat meer is as wat 'n mens kan weerstaan dat julle oorval nie. God is getrou, hy sal nie toelaat dat julle bo julle kragte versoek word nie. As die versoeking kom, sal hy ook die uitkoms gee so jy dit kan weerstaan. Nou dit is 'n wonderlike belofte, maar Paulus praat hier nie van versoeking nie. Hy praat nie oor lyding nie, hy praat oor dit wat tydens versoeking gebeur. Sy punt is dat gelowiges nooit in sonde vasgevang is nie. God is getrou om 'n manier te bied om versoeking te verduur sonder om toe te gee. Nou maar wat van lyding en swaar kry? Sal God ooit meer in ons lewens toelaat as wat ons kan hanteer? Paulus antwoord hierdie vraag in 2 Korintiërs 1 vers 8. Hy sê die swaar wat ons moes verduur het ver bo ons kragte gegaan, sodat ons selfs die hoop om te bly lewe laat vaar het. Hy sê in vers 9 dat dit gevoel asof die doodsvonnis klaar oor ons uitgespreek is. Maar dit het gebeur sodat ons nie op onsself sou vertrou nie, maar op God wat dooies opwek tot die lewe. Paulus sê nie dat die swaar kry moeilik of baie erg was nie. Hy sê dit bo sy vermoë gegaan om dit te hanteer. Hy was so oorweldig dat hy aan die lewe self gewanhoop het. En dan gee hy daardie een pragtige rede. Hy sê dit gebeur sodat ons nie op onsself sou staat maak nie. Hy sê die lyding was nie lukraak of betekenisloos nie, maar dit het hom gebring na diepere afhanklikheid van God. Lyding, swaar kry, stroop ons van die illusie dat ons in beheer is. Dit leer ons om op die Here se genade staat te maak. Lyding is daarom nooit net iets wat ons passief deurgaan nie. Dis 'n geloofstyd wat altyd 'n wonderlike oes oplewer. Die Bybel noem 4 belangrike sake wat lyding in 'n gelowige se lewe na vore bring. Die eerste sê hy, daar in Romeine 5 vers 4, dan sê hy, lyding bring volharding voort. Toetsing onder druk bewys die werklikheid en diepte van jou geloof en omskep 'n oppervlakkige geloof in 'n tyd getoetste volwassenheid. En dit bring in die tweede plek 'n ewige heerlikheid. Hy skrywe in 2 Korinte 4 vers 17, ons swaar kry in hierdie lewe is maar gering en gaan verby, maar dit loop vir ons uit op 'n heerlikheid wat alles verreweg oortref en wat ewig bly. Hy sê in die derde plek, in 1 Petrus 1 vers 6 tot 7, hy verduidelik die beproewinge. Dit toets die egtheid van jou geloof wat kosbaarder is as goud wat vergaan. Dit word deur vuur gelouter. Net soos die uiterste hitte goud vloeibaar maak om ons suiwerhede na die oppervlakte te forceer, brand lyding selfstandigheid, skynheiligheid en wêreldse afgode uit ons lewe uit. En dan sê hy in Hebreërs 12 vers 10 en 11 dat die Here ons dissiplineer en tug tot ons voordeel. Weet jy, dit sodat ons in sy heiligheid kan deel. En dit lewer 'n vrug vir die wat daardeur gevorm is. Vrede, omdat hulle gehoorsaam is aan die wil van God. Kom ons bid saam. Here, tye van swaar kry, dankie daarvoor. Vergewe vir ons dat ons in opstand kom. Help vir ons dat daardie vrug na vore kan kom. Amen.